Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here innig dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het en dat ons vanmôre weet dat hy op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Al lyk alles op hierdie huidige oomblik vir ons die mekaar in ons land en selfs wêreldwyd, weet ons dat die Here 'n ewige koninkryk sal kom vestig. Want sy woord sê so, in hom is sy beloftes ja en amen. En ons hou nie vas aan 'n ou grashalmpie nie, ons hou vas aan die ewige God wat sy beloftes in sy woord gegee het en wat vir ons sê, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld, soos sy werk sal wees. Vriende, in die interimtyd is ons op hierdie aarde. Die Bybel sê ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. Daarom moet ons as kinders van die Here die woord bestudeer om ook te sien in watter rigting die Here ons wil lei. Ons is tans besig om met u te praat oor hierdie baie besondere gedagte van die Heilige Gees. Vir u gesê, ons gaan ons reeksie oor Bybelse berading vir blywende verandering vir hierdie week onderbreek om net die klem te lê op hierdie belangrike datum op ons kalender, naamlik Pinksterweek, die uitstorting van die Heilige Gees. Ons het alreeds gepraat oor die gedagte dat die Heilige Gees oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Ons is sondaars gebore, ons kan onsself nie red nie, ons goeie werke kan ons nie red nie, en as ons so sterwe, sal ons eendag God se oordeel ontvang. Maar wonderlik vir u gesê dat die Heilige Gees ons ook lei na die Redder, na Jesus Christus. En sy oortuigingswerk is altyd dat ons redding buite onsself moet soek in Jesus Christus, die een wat deur God gestuur is om aan die kruis te sterf, die een wat 'n volmaakte lewe geleef het, 'n eenmalige volmaakte dood gesterf het, sodat elkeen wat hulle geloof in hom stel, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar vriende, vanmôre gaan ons kyk dat die Heilige Gees ons ook die sekerheid van saligheid kom gee, die sekerheid dat ons aan God behoort. En dit is belangrik om te sien, want daar is baie mense wat bely hulle behoort aan die Here, wat stoei, is ek regtig 'n kind van die Here al dan nie? Waarom stoei hulle so baie? Vriende, juis omdat hulle in hierdie liggaam vasgevang is. Onthou net een ding, wedergeboorte bring nie volmaaktheid op aarde nie. Voor God word ek regverdig verklaar vir tyd en ewigheid. God sien my in Jesus Christus as sondeloos. Hy sien my in sy offer aan die kruis as vergewe van my sonde van die verlede, hede en toekoms. Maar op aarde beleef ek nog nie hierdie volkome, volmaakte verlossing nie. Dit sal gebeur by verheerliking. So in hierdie aarde, of kom ek sê eerder op hierdie aarde in die aardse stryd, beleef ons soms die twyfel. Maar ek het vandag nou weer kwaad geword, of ek het vandag nou weer miskien geskinder, of vandag het ek nou weer iets gesê of gedink of gedoen wat God nie verheerlik nie. Kan ek 'n kind van die Here wees? En wil ek u vanmôre begelei uit die woord, hoe ek seker kan wees, want die Bybel sê vir ons in 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die seun het die lewe, wie die seun van God nie het, het nie die lewe nie. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die seun van God, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die seun van God. U sien, die Bybel is baie duidelik daaroor, vriende, dat die Heilige Gees ons dan sekerheid van saligheid wil kom gee. Romeine 8 vers 9 sê, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Die Gees getuig self saam met ons gees dat ons kinders van God is. En hierdie getuienis van die Gees, vriende, is nie 'n vreemde stemmetjie of 'n manifestasie nie. Deur God se woord oortuig die Heilige Gees ons dat hy ons in Christus se soendood aan die kruis kom verenig het. Hy het ons lewe kom gee. Hy het ons geestelike oë kom open dat ons kon uitroep om genade, en daarom verseël hy ons ook en gee ons sekerheid van saligheid. En kom ons kyk gou vinnig, wat sê die Bybel, hoe die Heilige Gees te werk gaan om ons sekerheid van saligheid te gee. Die eerste plek, vriende, God die Heilige Gees gee ons sekerheid van saligheid deur God se ewige beloftes in sy woord. U sien, sekerheid hang nie af van my goed of sleg nie. Dit hang nie af van my goeie werke of miskien die feit dat ek baie keer geval het. Nou is ek seker, nou is ek onseker nie. Nee, deur God se ewige beloftes gee hy sekerheid. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo, wat nie uit die bloed, of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Met ander woorde, God se Gees gee sekerheid deur sy woord aan die sondaar, wanneer die sondaar in diepe oortuiging van die Gees om genade uitroep. Here, red my, wees my sondaar genadig. Dan is dit baie belangrik, hierdie uitroep is 'n geskenk van God, wat die sondaar hart oortuig en verlig om die waarheid van die evangelie te verstaan en aan te neem. En nou sê die Bybel vir ons, dat daar nou geen veroordeling is vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees.
Jy sien vriende, wedergeboorte is 'n geskenk wat God ons gee. En hy gee nie hierdie geskenk vandag en môre vat hy dit terug. En dan gee hy hom weer, dan vat hy hom terug. En dan gee hy dit weer, dan vat hy dit terug nie. Nee. Ek sê baie keer vir my kinders, ek gebruik 'n illustrasie, dan vra ek vir hulle, hoeveel maal het julle my kind geword? En dan sal hulle vir my sê, pa, net eenmaal. Dan sê ek, julle is reg, net eenmaal, deur die geboorte. Ek was by toe Gerard en Regard en Calvin gebore is. Deur die geboorte het hulle my kind geword. Hulle het my al baie teleurgestel na hulle geboorte, deur dinge wat hulle gedoen of gesê het, en dinge wat hulle miskien nie gedoen het nie, maar hulle het nooit weer vir my kom vra, pa, maak my jou kind nie, want hulle het geweet, hulle is my kind. En dis dieselfde met die wedergeboorte. God maak ons sy kind eenmalig. Partykeer sondig ons, partykeer struikel ons, maar ons gaan terug na God, en ons sê, Vader, vergewe ons, waar ons gestruikel het, waar ons gesondig het. Maar ons sekerheid lê in die feit, dat God in sy woord sê, as ons hom aangeneem het, dan gee hy ons die mag, want dit is uit hom wat hierdie aanneming gekom het. U sien, is nie ek wat op 'n goeie dag besluit het, ek wil God aanneem nie, maar die Bybel sê vir ons is uit God gebore. Dis hy wat deur sy gees oortuigingswerk gebring het. Dis hy wat deur sy gees vir ons die beloftes gee. Dis hy wat vir ons sekerheid van saligheid gee. Dis hy wat ons sy kinders maak. En daarom het ons hierdie groot genade ontvang. Maar verder sê die Bybel vir ons, dat die Gees gee verder sekerheid deur die verseëling van God se kinders. Wat is verseëling? Ek lees vir u, Efesiërs 4 vers 30, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Kan ons God bedroef? Ja, deur sonde, deur ongehoorsaamheid, maar ons kan nie verval van die genade nie, want die Heilige Gees kom verseël ons. Die dag toe ons kind van God geword het, het die Here sy hemelse stempel op ons kom plaas. Efesiërs 1 vers 13 sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vriende, kan ons seker wees dat die Here ons verseël het met sy Gees, en dis belangrik om te weet dat die Heilige Gees dan ook ons verseël het tot die dag van verlossing, soos die Bybel ons beloof. Die Heilige Gees gee verder sekerheid deur die vrug wat ek dra en die sonde wat ek haat. Ek het vir u gesê, geen kind van God kan in sonde bly lewe, bly voortlewe, hierdie sonde geniet. Daar is geen oortuiging van die Gees nie. So 'n persoon kan nie bely hulle is 'n kind van die Here nie. 'n Ware kind van God, vriende, nie een wat dit met die mond sê nie, maar met die lewe wys, is iemand wat vrug dra en sonde haat. Eens was hulle duisternis, nou is hulle lig in die Here. Daar's 'n nuwe aptyd by hulle, en dis 'n duidelike bewys van kindskap. Van nature het ons God nie lief nie, van nature het ons sy woord nie lief nie, van nature haat ons nie sonde nie. Dis iets wat God deur sy Gees in ons werk. Daarom sê die Bybel in 1 Johannes 1 vers 5, en dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, met ander woorde, ons lewe word gekenmerk deur 'n lewe van duisternis en sonde. As ons sê dat ons hom ken en gemeenskap met hom het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Christus Jesus, sy seun, reinig ons van alle sonde. Hierdie gedagte van reinig ons van alle sonde beteken 'n gedurende reiniging. Soos 'n kind na sy pa toe gaan en sê, pa, ek het vandag oortree. Die pa maak nie elke dag die kind sy kind nie, nee, hy's eenmalig sy kind. Maar hy sê, my seun, ek vergewe jou. So sê die Bybel ook, is daar gedurende reiniging wat plaasvind, terwyl ons saam met die Here Jesus in die lig wandel. Die Bybel sê in vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Hoe wonderlik om te weet dat die Here ons die sekerheid van saligheid gee deur die werking van sy Gees. Nog 'n gedagte, my sekerheid word sterker na mate my kennis van die woord toeneem. Vriende, as jy die woord nie gaan lees nie, as jy nie bidend oor die woord gaan pyns nie, gaan jy dikwels twyfel aan jou redding. Maar soos jy groei in die woord, soos jy groei in die kennis van God se woord, die woord geïnspireer deur die Heilige Gees, word jou sekerheid sterker en sterker. Hoor wat sê Hebreërs 6:11. Maar ons verlang dat elkeen van julle dieselfde ywer mag toon, om te kom tot die volkome sekerheid van die hoop tot die einde toe. Hierdie sekerheid, vriende, word net sterker en sterker na mate ek die Heiland beter leer ken deur die blaaie van die Bybel.
Die Bybel sê in 2 Timoteus 3:16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hoor nou, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. Filippense 1:6, omdat ek juist hierop vertrou, dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal volëindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos jy weet, het ons 2 klein kinders, 2 klein dogters. En dan kyk nou maar, hulle begin nou loop, hulle begin eers so half op die boude skuur, en dan begin hulle bietjie kruip, en dan so wankelrag loop, en dan bietjie sterker, en die enetjie van 3 jaar oud hardloop nou al lekker op haar eie. En dis presies geestelik ook met ons so. In die tyd wanneer ons tot bekering kom, is daar maar nog baie dinge waaroor ons wonder en twyfel, en as ons onsself in die woord verdiep, en ons word sterker in God se woord, en ons sien God se getrouheid, en ons sien sy beloftes, en ons sien hoe die Here getrou ook deur die waarheid van sy woord ons bemoedig en versterk, word ons sekerheid al hoe sterker. Want ons sekerheid is nie gegrond in ons oorgawe nie, maar in God se beloftes, in God se waarheid, in God se getrouheid. En daarom pleit ek by u, dat u ook sal sien dat die Heilige Gees juis gestuur is, om ons sekerheid van saligheid te gee. Mag u in hierdie sekerheid groei, en mag u ook in hierdie sekerheid getuig, sodat ander siele ook by die kruis kan uitkom. Groete vir u, mooi dag verder, tada.